Massey Ferguson launch hulle 9S op Nampo 2026. Luister hierso, nee. As jy geworry is oor diesel en al daai goed, kyk 'n bietjie hierdie video. Daar's die trekker vir jou. Ek praat met Ryan, hy gaan my meer vertel. As ek die knoppie kan kry om te draai. Ryan, hoe lyk dit? Goed en jy? Nee, wat aan die gang? Yes. Dankie. Baie geluk met hierdie lekker show wat julle vir ons hier opgesit het. Ek sien julle het ligte, TV's, die hele lot. Speakers, cameras, die hele works. Jy lyk nou skoon soos 'n game show. Ek moet net sê wat kan ek wen, nee. Ek moet net daai blink jassie kry en sê, "Jy, 50 randjies vir jou." Ja, Johan, stem dit. Ons is hier gaan ons nou, nee. Luister hier agter jou. Julle 9S 425. Nou, Yes. vir die ouens wat nou al 'n bietjie op die pad gekyk het, sou nou al gesien het. Julle het nou nie net die trekker in die mark gegooi nie. Julle het nou eers vir hom deeglik getoets, nee. Verseker. Ja, hy's seker al amper 'n jaar al in die land. Al geëvalueer op allerlei plase, verskillende toestande, verskillende applikasies, maar ons het nou onlangs eers op die pryslys gekom en nou obviously die eerste keer wat ons hom uitstal by 'n publieke skou soos Nampo. Nou vertel bietjie vir my, nee. Massey, as 'n brand, wat is julle kernbeginsels op hierdie stadium, veral in ag genome, jy weet die tye waarin ons is, so sê, eintlik wat ek wil weet is, vergeet die fancy woorde, wat doen jy vir my as boer? Nou kyk, op die einde van die dag waar Massey Ferguson, sal ek sê die beste presteer is waarde vir geld. In die ander woorde, ons probeer die trekker so goedkoop as moontlik maak in terme van koste van eienaarskap. So die diensintervalle is verleng, hulle is baie betroubaar, hulle is gebou om te hou, maar die groot voordeel, veral in sulke tye wat ons nou in vandag leef, vir al die laaste 60 dae of so, is die prys van diesel. En Ja. Massey Ferguson is baie bekend vir hulle lae koste van eienaarskap, veral as dit kom by dieselverbruik. Ek meen, ek kan nou, hoe sê hulle, getuig van daai ene, nee. As ek van daai 2 87's wat ons het, balers trek en daai tipe van goeters, jy weet, elke keer as ons met diesel gaan, is die spinner kaal so daar by die by die prop, en jy is bietjie moet skoonmaak, jy weet. Maar luister, nie alle grappies op 'n stokkie. Ek meen, van die vorige trekkers waar ons afgekom het ons op daai seker so 15% give or take gespaar dieselverbruik. Is dit weer dieselfde scenario? Ek neem aan, hy sê nog 'n bietjie beter, hoe sê hulle, meer ure per liter. Ja, dis basies dieselfde ou bekende Echo Power engine. Wat ons intussen nou gedoen het, is ons hom 'n bietjie meer krag gegee. So 425 of 301 kW is nou op die kaarte. So ons is uiteindelik daar in daai groot trekker klas. Dis waar die ID737 altyd, hy het net daai 400 perde gemis. Hy was hier by 370, so dis vir ons 'n nuwe ding. En dan die ander ding, hoekom ons daai meer krag gedoen het, is omdat ons die engine nog so klein bietjie meer vereenvoudig het. So jy sal nie glo nie, hierdie 425 agter my hardloop op 'n enkele turbo. Waar ander trekkers byvoorbeeld 2 of 3 of weer turbos moet implementeer, maar hierdie ene het basies 'n groot turbo, dis al wat hy het. Baie minder goed dit kan breek. Ja. Love it, nee. Nie net dit nie, ek meen hy's 'n low stroker, hy's 'n lekker torquey engine, so hy wil nie 2300, 2400 revs hardloop nie. Hierdie engines gee hulle beste krag so tussen 1600 en 1900 revolusies, en net daar alleen, die feit dat die engine nie so baie draai nie, spaar jou klaar baie geld. En kyk aan die ander ding is, jy kan hom sien, die ding is in Frankryk gebou, nee. Ja. Want iemand het besluit, looks is belangrik, nee. Dit is 'n pragtige mooi trekker hier, nee. Ja, ons sê altyd jy eet met jou oë, hopelik koop jy ook 'n bietjie met jou oë ook. Is hierdie nou die perfekte allrounder, plante, ripper, trekker op my boerdery, kan alles doen, nou vas? Presies. Hulle is toegerus met, obviously kan jy besluit hoe jy hom wil bou uit die fabriek uit, soos hierdie eenheid, vooras suspensie, sterker lifts, beter hidroliese pompe. So in hierdie klas van trekker is dit 'n baie veeldoelige masjien. Jy kan gaan plant met hom, daarna gaan baal jy kan jou ripwerk doen. Dis basies enige attack. So is nie daai trekker wat jy vir 2-3 maande hoef te werk en die res van die jaar in die stoor te los. Wat is die opsies horsepower gewys wat ek kry op hom? So jy kan begin by 300, Ja. maar ons begin hom op 340. Dan is daar 'n paar modelle op, so nog 'n 4 of 5 en dan eindig jy met 425 met die vlaggenskap. Wat basically reën is. Dan kom 'n bietjie daarin, nee. Ek wil so ek vir die ouens kan wys, nee, want ek neem aan as ek hom so kyk,
Dit voel vir my baie soos die 8S se cab. Eintlik ja, ons is nou op ons nuwe generasie kajuit. So Ja. die steering wheel, jou joysticks, jou armruste gaan alles basies identies wees as jou 8S. So dit vat minder leerskool. Jy het selfs daai 2 skerms, jy het nou die dash en die A-pilaar en dan hardloop hy nou maar op 'n VT, so hy het Yes. jou selfe konsep as wat die ou ID7's gehardloop het. En ja, dis net 'n baie gerieflike plek om te wees. Die van die ander ding is, nee, ek kan net vir die ouens wil wys. Ek hoop julle kan 'n idee kry van presies hoe groot hierdie cab is, nee. Kan nie byvoorbeeld dan die Jy weet, ry raak. kan jy nie ry raak nie. Ek dink jy kan net maak, nee. Ja. Maar ek wil julle net wys hierso dat ons twee ouetjies sit nou hier binnekant sit, nee. Nou kyk, ek is nie klein nie, nee. En die ander ding is, jy sal onthou Master Mechanic, toe ek en Arno Roo binne in die groote gesit, nee. En ons het meer as genoeg plek gehad, nee. Tussen ons. So, as jou vrou lekker kos maak, nee, dan is hierdie 9S 425 definitief vir jou. En sê vir my die gemak in die cab, nee. Is dit wat die ding is gemaak as ek hom so kyk, jy kan ure spandeer in die ding, nee. Ja, die seat is lig versorg en dan jou armrus kom saam met jou. So jy het heeltyd beheer. Ander voordele is jy kan byvoorbeeld jou sitplek draai. Ja. Ekskuus, waar's daai lewer nou? Hier's hy. Kry jy die liewer, ek kry my angle. Jy kan hom lekker draai sideways en dan breek jy nie jou nek terwyl jy werk nie. Jy kan jou voete uitskop. Dis 'n gemaklike 'n lazy boy, my magtig, nee. Kry vir jou 'n massive lazy boy. Die ou 8 of die 8S se intake het mos net hier agter die ruit. Yes. Jy sal sien hierdie ene se intake sit reg bo op die bonnet. So daai swart grill wat jy van bo af sien, dis nou waar hy lig intrek. Well, so dis nie net soos dat die ou van Mojito se 'n ligskoep gehad het, jy het actually 'n doel die ding. En ons het nou ons het daai selfe gap tussen die engine en die ruit. So Ja. dis van die stilste kajuite in die mark. Seker te maak dat daai vibrations nie deurkom nie. Vir my weer vervelig. Jy sit hier, jy hoor die engine nie, jy voel dit nie meer nie. Hy haal jou amper heeltemal uit die genot uit van boerdery, maar as jy heeldag moet sit en werk, is dit Jy eintlik weet wat kan jy doen terwyl jy heeldag nou sit te kan werk sit op en niks doen YouTube nie? Ja, en- vir hom spys kyk, jy weet Exactly. daai. Like and subscribe by the way. Ja, like and subscribe, was hy terwyl ons besig is olievloei. Olievloei, jy het 'n paar keuses. Daar's 'n intree vlak wat jou net so oor die 250 liter te vat en dan's daar 'n hoë spek opsie wat jou, ek dink is 420. Ek praat onder korreksie. So die tye van luister hierdie trekker het te min olie, daai tipe van goeders, daai is nou verby. Hierso is nou luister jy, ek het letterlik my een trekker doen alles. Ja, en alles is nou Bosch basis van voor tot agter, so baie meer betroubaar, onderdele is baie meer beskikbaar en nou kan ons daai hoë kapasiteit planters ook begin sleep. Love dit. Okay. Ja. Op die 87's, né? Rand per kilowatt was julle by verre die beste bang vir bak in die mark, né? So het julle nou weer die prysloop opsit daar so laat die messies nou weer iewers ter in die Strait of Hormuz vassit en dan moet ek meer betaal. Ja, obviously 9S gaan 'n bietjie premie wees oor die ou 87, maar dis nie net 'n sticker job wat jy kry nie. Hierdie is fisies 'n groter lyf. Yes. So jy kry hom so 'n ekstra 2 ton se lyf by, jy kry 'n bietjie beter lufkapasiteit. So as jy van 'n 87 af oorkom 9S toe, gaan jy daai premium betaal, maar jy gaan dit ook in jou gatsak weer voel later. En as ek van 'n ander brand af na hierdie een toe kom, Dis 'n moeilike een, dit hang af wat se brand, maar daar's min brands daar buite wat by so ietsie kan bykom. Nie net in terme van brandstofverbruik en performance nie, maar jou rand per kilowatt en dan die feit dat jy meeste van hierdie tegnologie op die huis kry. Jy hoef nie ekstra goed te betaal en unlocks en klomp nonsens nog nie. Gewoonlik as jy 'n Massey soos hierdie koop, is alles in die prys klaar gesluit. nou, okay. Tye is taaf. Goed so maklikie, né? Ons het ek's 'n Ford man, né, soos jy weet. Daar's genoeg Fords op. My pa het mos gesê ek kan my ou trekkers hê, jy moet net genoeg hê, né? Maar toe ons het begin groter trekkers soek, was bang vir bak, het die Massey vir ons uitgestaan. Dit is hoekom ons die rigting gegaan het, nog nie eendag spyt gewees daaroor nie. Maar voor dit, Massey was altyd net bekend vir kleiner trekkers, né? Nou hierdie voorry wat julle nou gemaak het, julle is nou 'n ernstige speler in die high horses mark. Wat is die kernbeginsels agter dit en hoe bring julle dit terug na die boer toe?
Ja, kyk, dis maar vanaf 2012 wat Massey Ferguson regtig 'n poging gemaak het in Afrika met hierdie hoë perdekragtrekkers en sover kyk ons net terug. Dit is net van een sterkpunt na die volgende toe. Ons is baie happy dat die boere in Suid-Afrika soveel waarde in hierdie masjiene vind. En ja, dis presies wat ons doen. Ons noem dit farmer first. So jy sien net 'n trekker wat ons vir jou spekkie, jy kan hom self spek, jy kan hom self bou, jy kan jou verskillende bandgroottes kies. Daar's soveel opsies en flexibility as dit kom by Massey Ferguson dat dit eintlik 'n baie toeganklike brand is. Ek meen as jy sê nou maar 'n bietjie knyp in die sak, hoef jy nie al hierdie skerms se goed te koop. Jy kan begin goedjies van die menu afhaal. So dan as jy net die perde En ek kan hulle later terugsit sou. Nee, jy sal hom teen teen moet inruil of jy jou varse moet bestel want jy gaan Hoor nou weer daai salesman, hè. Okay, en dan Ryan, ander ding net vinnig. Ek weet nie of julle dit is net die op die letterlike rooi tapuit uitkom. Ja, ek moet sê ek is gewoond aan die kleintjies, so dis 'n groot klip van groot sprong. Jy gaan moet oplet in die klas, nê. Nee. Ja. Luister hierso, finansieringsopsies, daai tipe van goed. Ek neem af julle het goed hier by Nampo beskikbaar vir die ouens. Hulle moet maar net kom draai. Ja, dis reg. Ons het obviously vir Echo Finance en hierdie week by Nampo doen ons 'n prima -4 kompetisietjie of 'n promosie. Maar ja, kom gesels met ons, kom kyk wat jou behoeftes is. Kom ons kyk hoe kan ons mekaar help. Miskien is daar 'n groot besparing of 'n oplossing vir jou tussen hierdie 4 grense. Uitstekend, Ryan. Dankie baie. Choopie, ek waardeer. Right. So ek dink ons kan almal vir mekaar sê, nê. Massey het in leaps and bounds baie ver gekom in die afgelope klompie jare, nê. So, daai as jy 'n planter trekker soek, daai een trekker wat alles kan doen op die plaas, nê, of 'n vervanging vir 'n sekere ander een wat jy nie meer kan bekostig nie, kom draai so by Echo.